FM en u is ingeskakel by Huishart. Dit is dan nou elke Vrydag tussen 9 en 10 en dan ook Woensdae tussen 9 en 10. Annemieke is saam met my in die ateljee. Welkom by Heartbeat FM. Baie dankie, Richard. Is lekker om jou hier te hê. Dis lekker om hier te wees. Ja, is amazing om hier te sit en net hierdie stories te hoor vir sy glorie. Ons bid saam. Vader, ek dank U vandag vir die Heilige Gees, Here. Here, ons maak net ons harte en ons oë oop vandag om te ervaar wat Annemieke vir ons bring. Here, mag U Gees deur haar praat met ons luisteraars en met ons kykers vandag. In die magtige naam van Jesus bid ons dit. Ons bid vir elke persoon wat luister, vir die voorbereiding van die harte nou. Here, mag elke persoon wat luister nooit weer dieselfde wees nie, soos die Heilige Gees in hulle harte spreek en werk in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons het hierdie storie wat jy bring vir sy glorie vanmôre. Dit is iets wat ons doen op die radio. Ons het soveel mense reg oor Suid-Afrika wat kyk, wat luister. En dit is net vir my wonderlik om deel te wees van hierdie. Die eerste vraag vra ons maar net van jou kinderjare. Waar het jy groot geword en hoe was jou lewe? So, Ja. kom ons luister. Ek lag so want gemeenlik as my sê mense is daarvan van 'n Bylse area, dan sê hulle, alright. Ek is gebore in Sasolburg. So ek het maar in Sasolburg groot geword. Yes. Ja, my kinderjare is ek het altyd maar in die Here groot geword. My ma was eintlik die een. Ek wil tog sê vir die luisteraars, as jy 'n ma het wat vir jou gebid het of 'n Sure. ma wat vir jou gewys het Baie wie mooi. Jesus is, stuur nou vir haar boodskap en sê vir haar dankie daarvoor, want dis regtig, dit was vir my amper soos 'n rots, soos 'n anker in my lewe. Sure. En ek is so bly vir die voorbeeld wat ek vir haar gesien het. Onstuimige huis, soos baie mense, ongelukkig, maar 'n paar goedjies wat nie lekker was nie, jy weet, maar my hart vir die Here gegee toe ek 12 jaar oud was. Sure. Ek wil tog vir julle hierdie storie vertel. Ek was in die AGS kerk in Sasolburg by pastoor Henry hulle, en ek onthou hierdie ou transparant papiere wat jy kry, dan skryf ja, vir die dit projekte. was my eerste job by die kerk. Nou wys ek hoe oud ek is. Ja, dis ek op die worship team en ek sit die papiere op, daai transparante, en ja, en ek onthou die een oggend, ek sit die papiere op en hulle worship en ek maak my Bybel oop en ek maak op by Jesaja 41 vers 10 en Afrikaanse Bybel. Maar ek kan hom in Engels vir jou sê. Ek sal gou vir Ja. do not fear, for I'm your God. I will uphold you with my righteous right Sure. hand. En toe ek hy lees, die ewe skielik, die voel dit net vir my, nee wag, hier gebeur nou ietsie en ek is so oorweldig deur die Heilige Gees en ek dink, ek wil nou my hart vir die Here gee. Wow. Nou op hierdie oomblik, ek hardloop vorentoe, ek sê vir die pastoor, stop, ek moet nou my hart vir die Here gee. En dit is waar, ek dink ek het by my ma gesien hoe 'n verhouding met Jesus, jy weet, moet wees en hy Wow. het opgehou, maar daar het ek 'n besluit gemaak en van daar af net in die Here gegroei. Sure. Op 16 gedoop in die Heilige Gees, op my verjaarsdag nogals. Wow. Een aand by die youth en dit was net amazing. En op Sure. 18 is ek nou groot gedoop wat hulle nou in Kleinmond. So ja, daai is vir my kinderlewe, maar ek weet nie of jy enigiets anders wil. So dit was jou Ja. eerste ervaring basis met die Here. Dis amazing want baie mense praat van die Heilige Gees se roep in daai atmosfeer, daai koöperatiewe salwing waar hulle dit ervaar het. Dis nogal kenmerkend vir my want ek luister na baie van hierdie stories en Ja. baie mense praat daarvan. So ek dink vir die luisteraars en die kykers die idee daarvan is ook dat baie kere wanneer jy op 'n lae plek is of jy voel jy kan nie meer aangaan nie, is dit 'n goeie idee om bietjie na die kerk toe te gaan. Ja. Ja. Want dis Ja. daar wat die Heilige Gees baie keer in daai koöperatiewe salwing kom en net jou aanraak, jy weet. Ja, en waar jy inkom en instap in 'n vuur soos 'n warmte wat alreeds daar is, mense wat lief is vir die Here en jouself omring met dit. Dis belangrik. Wanneer as jy in isolasie is, dan kan die duiwel vir jou klomp leuns vertel. Amen. En jy gaan nie weet wat die waarheid is as jy nie rondom mense is wat die waarheid volg nie. So ja, dis belangrik. En hoe het jou lewe van daar af gelyk? Het dit verander? Ja, ek het
soos ek gesê het, ons het maar ons onstuimige huis gehad toe ek groot geword het en ek het nooit gepraat nie. So ek het alles maar ingehou en hierso later in my tienerjare toe vang het my. En my uitlating aan al my emosies wat ek gevoel het was het my begin swaar laat voel. En in 'n mate soos depressief begin word. So ek het al daai tyd so by 16, 17, net na daai dooping van die Heilige Gees toe begin ek swaar te word met al hierdie goed wat ek binne gehou het en myself begin seermaak en sny en ja, om uitlating te gee aan al daai goeders wat ek nie geweet het hoe om uit te kry nie. Wow. Betrokke geraak by toe nou 'n tienerliefde en daai het my verder net baie seer gemaak toe dit nie uitwerk nie. En met my 20's is eintlik maar soos ek sê die depressiejare van my lewe. Sure. Waar ek in behandeling was in en uit 8 verskillende psigiatriese hospitale op 'n reeks behandelings. Dit was so 7-8 jaar se journey met dit en dit was 'n baie diep donker vallei gewees. Sure. En dit is my grootste testimonie wat ek vandag wil deel, Richard, is hoe die Here my in daai tydperk nooit gelos het nie. Al het ek gevoel hy's ver en ek het gevoel hy's nie daar nie en dit maak nie sin nie. Nou dat ek terugkyk en eintlik in daai tyd ook kan ek regtig sê hy was so, dis soos David sê, he's close to the broken hearted and he saves those who are crushed in spirit. Sure. En hy doen regtig. Jy weet, ek weet nie of ek daai storie nou kan vertel, daai 20-jarige, ek was eers op die sendingsveld en toe ek terugkom. Toe ongelukkig toe ek 'n tipe van 'n gat waarin ek val vir die volgende paar jaar. Sure. En ja, baie selfmoord pogings gehad. Okay. En een van daai selfmoordpogings was 'n tipe van 'n suksesvolle selfmoordpoging waar ek ook daai storie kan hê van die Here het my regtig gered uit die dood uit. Sure. Ek het 'n klein botteltjie van 60 pille. Daar was so 48 oor daar rond. Ja. Dit is tranquilpams, dis 'n tranquilizer, dis bietjie sterker as 'n kalmeerpil. Al daai goedjies gedrink een aand en op pad Union Hospital toe in Alberton. Daar sou ek daar kom dit my hart gaan staan. So my ma weer een so amazing vrou van God het net haar vuist op die hospitaalvloere geslaan en gesê Satan, jy sal nie my kind vat nie. Sure. Ek het ervaring gehad waar ek het gedink is 'n droom, waar ek myself in 'n daai kamer gesien het en ek het gesien hoe leweloos ek is en net die gees van die Here, hom se eintlik Jesus, ek het ervaar Jesus staan langs my, maar kon nie na hom toe draai nie, ek kon ook nie beweeg nie. Hy het vir my in my binneste gevra, wat wil jy hê vir haar? Jy weet, was probably die derde persoon vir my, want ek het myself en hierdie liefde vir myself het oor my gekom. Ek het soos 'n ma oor 'n dogter sal voel. So parenting liefde, sy hart vir my basies in 'n oomblik gevoel. En ek het net gesê, Here, maar sy het nog nie gelewe nie en sy het so baie om te gee. Sure. Kyk al haar potensiaal, kyk hoe mooi is sy. Kyk hoe en ek het regtig net ek dink die Here se voel aan sy vaderhart vir my in 'n oomblik gevoel. En daai volgende oggend het ek wakker geword. Maar ek het nie besef dat my hart gaan staan het nie. Ek het eers na die tyd agterna uitgevind dis wat gebeur het. En so toe ek nou hierdie met die Here deurgaan en met hom gesels oor dit en jy weet in danksegging net soos Here, sjoe, baie dankie dat jy my so baie kere gered het. Ek moes al meer as een keer ek dood gewees het, maar hy het my elke keer gered. Toe ek nou soos reflect, ekskuus vir my Engels en Afrikaans, maar dis vra ek vir hom, toe sê hy vir my, en ek jou nie gered omdat ek jou wil gebruik nie. Dit is hy doen. Maar hy het vir my gesê ek het jou gered want ek is lief vir jou. Sure. En daai het my so diep gevang. Ja. Want ek het groot geword met ek het hierdie ding in my gehad van I have to do stuff. Ek moet goeders doen vir die Here. Ja. Ek kon nie net op 'n plek wees waar die Here soos jy hoef niks vir my te doen.
ek is lief vir jou net soos jy Sure. is, maar nee, maar ek moet vir jou goed doen. Jy weet, jy moet mos goed doen om te bewys Ja, dat jy worthy is om liefgehad te word. so waar. En ek het so uitgevind dat dit die grootste leen is. Maar Sure. dit was 'n journey vir my om daar uit te kom. Sure. Om van, kom ons sê nou maar, religion na relationship te Ja. beweeg. Waar ek vas was in, ek is so bang vir hierdie creator God, wat hulle almal Vader noem. Ek weet nie waar om daai prentjie in te pas nie. Ek is okay met Jesus, want jy weet, soos ek het gesien, Jesus is cool, hy is my vriend en hy is so savior en ek kom met hom relate. Ek dink is omdat jy weet hy was self mens en is makliker, maar God die Vader, daai woordjie Vader, ek het nie emosioneel, ek kon nie 'n koneksie maak nie. Sure. Maar daai journey, dit was regtig 'n journey waar hy opgedaag het en vir my gewys het dat wie hy is. Ek het 'n blank canvas gehad van 'n pa, so hy het vir my kom wys wie hy is en wat 'n pa eintlik is. Ek het nie 'n baie emosionele betrokke pa gehad nie, so ek het nie geweet hoe dit lyk nie. Maar die Here in sy goedheid en sy getrouheid kom en hy vul al daai spasies. So jy hoef nie op hierdie aarde rond te loop met hierdie gat van ek weet nie, ek is vaderloos as jy nie ook nie 'n pa, fisiese pa het nie. Jy hoef nie rond te loop met hierdie ek raak emosioneel. Met hierdie gat van wat skree die hele tyd nie, want baie keer daai gaatjie skree en dan probeer jy dit vul met dwelms en drank en dis wat ek in my 20's probeer doen het. Ek het nie geweet ek kan na God die Vader toe gaan nie. Ek was actually bang vir hom. So ek is soos, okay, ek wil nie hierdie goed doen nie, maar dit laat my beter voel, want ek weet nie hoe om hierdie uit te sort nie. So ek is eintlik 15 jaar skoon van heroïne gebruik. Sure. April hierdie jaar, 1 April eintlik. As ek 15 jaar skoon van dit werk. En dit alles in my 20's plaasgevind. Ek word 42. So daai storie ook, hoe die Here my net gered het uit dit uit ook, is net die detail daarvan is net so alles sy liefde vir my. Aan alles het ek net sy liefde vir my deeltyd ervaar. En so wat ek wil sê is, as jy rondloop met 'n gaatjie, jy hoef nie. Daar's regtig 'n plek waar die Here kom en hy kom vul dit. Ek weet jy weet dis nie vir fisiese jy weet baie keer dan sê ek sê, Jesus, kan jy fisies hier opdaag dat ek net soos vir jou 'n drukkie kan gee. Maar dit is hy's meer reël as dit. Ek het nou my ervaring deur my lewe, hy's baie meer reël as enigiets wat jy kan aanvat op hierdie aarde. So ja. So, dis ek in die teenwoordigheid van die Heilige Gees voel en ek weet dis God se hart om vir mense hierdie openbaring te gee, net op hierdie oomblik nou, net vir hulle hierdie openbaring te gee, dat God lief is vir hulle, dat hy hulle aanvaar. Dit is vir my so kosbaar wat hy jou gewys het, toe jy gesterf het, dat jy is gelief en jy is aanvaar. Ja. En dis iets wat ek dink mense hulle hele lewe lank voorsoek. Hulle raak groot in hierdie omstandighede in huise waar hulle dit nie miskien hoor en waar daar miskien vir hulle boodskappe gestuur word dat jy's nie goed genoeg nie. Jy moet meer doen. Jy's nie aanvaarbaar nie, en daai onvoorwaardelike aanvaarding is iets wat die Samaritaanse vrou ervaar het. Dit is iets wat die rower aan die kruis ervaar het. Dit is iets wat die vrou wat in oorspel gevang is ervaar het. En is iets wat jy en ek ervaar het, en is iets wat soos wat u kyk of luister vandag kan ervaar. Daar waar jy nou is. Ek sê jou nou, Jesus is lief vir jou, en as jy dit ontdek, dan gaan jy 'n tog begin van oorwinning. 'n plek van rus waar jy ophou om jouself te bewys, ophou om te probeer, maar net wees. Jy hoef nie te veg vir liefde nie, want liefde het al reeds gewen vir jou. Dis wat Jesus kom doen het, toe hy kom sterf het aan die kruis. Hy het gewen vir ons. En ek love wat Amanda Cook, ek weet nie of julle haar ken nie, ons is huisvriende. Imagine it. Teresa speel al die hele dag. Love haar hart. Sy het so ding wat sy gesê het, sy praat oor pyn en grief, en sy sê, jy weet, ek gaan dalk nou nie heeltemal 100% sê soos sy gesê het nie, but we as humans in our survival minds would like to latch onto the idea that Jesus died so that we don't have to.
but I think he showed us how to. Ja. En hier praat Sure. ek van soos nie 'n fisiese dood nie. Jesus het dit klaar gedoen, maar soos wat jy in jou lewe, jy hoef nie te veg vir liefde nie, jy hoef niks, jy hoef net te surrender aan hom. Net op 'n plek kom wat jy sê, Here, ek kan nie. Ek probeer en ek doen alles. En ek is seker daar's mense, want toe ek gebid het ook, voel ek daar's mense wat voel, ja, maar ek probeer die hele tyd. Ek probeer hierdie ding en dit werk nie. Ek probeer daai ding en hoekom word dit nie beter nie? En ek voel net regtig sterk die boodskap van die Here wat sê, hey, kom, val maar net in my arms. Sure. Jy weet, soos, want jy gaan agterkom wanneer jy release en wanneer jy ophou probeer, dan gaan jy agterkom, maar hy het jou nog die hele tyd vasgehou. En ek dink daar's 'n uitnodiging vandag om Ja. te wees soos, okay, kom ek relax net. Ek weet dit is moeilik en alles, maar gee jouself daai kans wat sê, okay, ek gaan nou net val in Jesus se arms. Dat ek net agterkom, hy hou my nog die hele tyd vas. Sure. En alles gaan okay wees, want hy is hier en hy is in beheer. Amen. Ja, so maak nie saak wat gebeur nie. In hierdie wêreld gaan nog goed gebeur wat mense nie verstaan nie, maar hy is konstant en hy's daar. Ja. Ek het so 3 weke terug, is dit nou 3 weke, het ek my hondjie verloor. Sy's So. doodgery, nê. Hey. Ja, dit was my hartseer. Hulle word soos kinders. Nee, ek weet, ons het Ja. 2 verloor. Ja, en in daai pyn en daai grieving, is ek dieselfde aand en ek sê, Jesus, ek verstaan nie. Ek het vir haar gebid en sy het nie beter geword nie. Jy weet, soos, you have resurrection power, ek kom met jou nie uit die dood uit. Jy weet wat ek dink jy hoor. En Jesus, ja, dit was vir my so mooi. Hy het gekom en ek het so gehuil en hy het gekom en hy het my kom vashou en hy het saam met my gehuil. Hy het gesê, ek is so jammer jy het haar verloor. Sure. Nee? So ons wil hê goeders met 'n sekere manier wees, maar hy is met ons in alles wat gebeur. Dis so. Ons sal nie alles kan verstaan nie, maar ons kan verstaan dat hy lief is vir ons en hy is so teenwoordig in elke detail van jou lewe. Toe hy Lazarus dood is, toe hy daar staan, dis die kortste vers in die Bybel, he wept. Ja, hy wept. Maar hy het geweet dat hy vir Lazarus uit die dood uit kan opwek. Maar hy het nog steeds, dis hoe teenwoordig hy is, dis hoe present hy is. Hy het nie soos, hou almal op huil, ek is hier, ek gaan vir Lazarus opwek. Hy is so present in elke ding wat ons deurgaan, dis vir my kosbaar. Yes. Ek glo dit is baie bemoedigend vir die mense en 2 dingetjies wat jy in jou getuienis gesê het, wat ek net wil aanraak. Die ene is, daar is baie mense wat sukkel met so-called mental health problems, wat gediagnoseer is en wat miskien voel dat is 'n gat waar hulle nooit gaan uitkom nie. Wil jy net vir ons bietjie vertel, hoe kom 'n mens uit daai gat uit nie? Ja, wat ek kan sê, is dat baie keer die slegste ding om te doen vir wat jy deurgaan wanneer jy emosioneel nie okay is nie, is om te probeer redes koppel aan dit. En ek dink as mens kan ophou om dit te doen en net daai acceptance van, weet jy wat, ek is hier en dit gaan nie goed met my nie. En daar in jou self, in daai spasie is al reeds van, okay, daar is al reeds hoop, want ons is al aanvaarding van, weet jy wat, okay. En ek weet dit is in kerk, soos moenie dit aanvaar nie, moenie daai label aanvaar nie. Depressie, jy weet, is nie 'n dis iets wat gebeur as gevolg van 'n klomp goeders in jou lewe. Daar's 'n reeks van leuns wat oplaai en daar's 'n reeks van goed wat gebeur het in jou lewe wat vir jou op hierdie plek gebring het. En ek dink as mens net kan sê, okay, Here, vat my deur dit. Here, hierso is my hart. Hy's so stikkend, hy's so gebreek. Ek kan hom nie self regmaak nie. Ek is in hierdie kom ons sê net maar toestand. Ek is in hierdie toestand soos 'n kar wat in 'n ongeluk is. Hy moet nou panel beaters toe gaan. En jy moet soveel grace hê met jouself in daai spasie. Nee, jy moenie so hard wees op jouself daar en hierdie label en dit sleg maak nie, want dit is okay. Dis okay waar jy is, maar jy gaan nie daar bly nie.
Ja. Dis die ding, jy moet nie stak raak daar nie. En ek dink mense raak stak as mens probeer jouself, jy probeer klomp goed en jy probeer in jou eie krag. Al die beste plek om te wees is soos, Here, hier lê ek myself neer. Jy het hierdie goed gevoel. Jy het presies geweet hoe, jy het bloed gesweet in die tuin van Getsemane. Jy weet hoe 'n menslike hart voel, wat in distress is, die Engelse woord. Ja. So ek gaan hierdie vir jou gee, want Jesaja 53 vers 5, nee, sê, by his wounds we are healed. Ek wil hom gou lees, ek het hom hier oop. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Ja. En dis die enigste way. Hy is die weg en die waarheid. Jy weet, daar is dokters wat jou kan help met medikasie, en ek sal nie sê dat jy nie dit moet gebruik nie, maar Jesus is die ultimate weg. As jy vir hom kan sê, okay, Here, hier is my hart. Hy is so lief vir jou, en hy dink nie anders oor jou omdat jy sukkel nie. In hom is daar 'n vryheid, en as jy die journey saam met hom kan stap, en jy trek mense in om jou, en jy soos, hy bid vir my, ons kan saam staan. Dis hoekom die Here ons vir mekaar ook gegee het, community, so moenie isoleer nie. Ek dink as daar een ding is wat ek kan sê, wat ek geleer het in my journey, wat ek verkeerd gedoen het, is ek het geïsoleer. Ja. Ja, en dan raak dit rof. Dan gaan dit nie goed met jou nie. Kom tussen mense, al voel dit verskriklik erg, al voel dit nie, ek kan nie tussen mense wees nie, hulle verstaan my nie, al is daar vrese in jou. Just, ons almal gaan deur in ons eie journey, ons almal, niemand is op 'n ander beter af, as ons almal lewe op die aarde in God se genade. So, ek dink, jy weet, as jy kan, moenie jouself isoleer nie. Ek dink dis die grootste ding. Want daarso kom hy leens en al daai goed. Ja, ek dink soos jy sê, en jy weet die eerste reaksie, wat ek het ook met depressie my stryd al gehad, 'n paar keer in my lewe in verskeie seisoene, en die lokale kerk, jy weet, waar jy betrokke is, waar jy dien, waar jy fellowship, waar jy broers en susters het met jou weeklikse huiskerk, wat jy by mekaar kom, is 'n geweldige hulpmiddel met jou verhouding met die Here, wat jy daagliks in die woord tyd spandeer, en worship was 'n groot ene vir my ook, om myself uit dit uit te worship, maar soos jy sê, jy weet, daar is ongelukkig bietjie van 'n label storie, en dan is daar ongelukkig bietjie van, spesiaal in ons karismatiese kerke, is daar soos in, kom net oor dit, of jy weet, bestraf dit net en dit gaan weg, en ons weet van neuroscience, van Caroline Leaf se werk en so aan, weet ons dat daar 'n proses is, jy weet wat plaasvind, en jy's 'n getuie vandag, dat jy kan aan die ander kant uitkom. Ja, daar was 'n storie met Richard, wat ek gedink het, nee wat, ek is lost hoor, wat ek so, kom ons sê maar mentally gebreek was, wat ek heeltemal gedink het, ek moet na Groendakkies toe. Dit was rarig, dit was baie erg, en ek het net, in daai tye, dit was die tye wat ek die meeste vasgehou het aan Jesus, al kon ek hom nie voel nie. Ek het tot vir hom gesê, ek dink een ding is soos, wees eerlik soos Dawid, net soos, ek is soos, Here, waar is jy? Het jy my vergeet? Het jy my verlaat? Want hier is ek, en ek roep uit na U, ek skree uit na U, en niks verander nie. Maar die constant, en as jy verder lees, van Dawid se goed, hy sê al die goed, en dan kom hy op hy einde, en hy soos, maar jy is God. Ek onthou hoe jy die Israeliete uit Egipte, dan gaan jy op hy testimonies, dan gaan jy op die waarheid wie God regtig is in jou lewe, want hy verander nie. Alles anders verander, maar hy verander nie. En maak nie saak hoe jy voel nie, jy voel, ek weet nie eers meer of daar God is nie, want hy red my nie uit hierdie uit nie. Ek dink as jy in jou gees oor above and beyond dit kan gaan en sê, Here, ek voel jou nie. Ek weet nie of jy daar is nie, maar ek weet jy's goed. Ek weet jy het die aarde gemaak. Ek weet jy's lief vir my. Ek is jou kind. En ek weet jou planne vir my is net goed.
ek hou vas daaraan en ek verklaar dit uit, want dit is die waarheid en Ja. dit is so belangrik wat jy sê. Die meeste van die goed wat jy spreek, bring jy oor jouself, so Ja. pas op wat jy sê. Ek het nou onlangs het ek in Jakobus gelees, Jakobus 3, hoe jou tong die rudder kan wees van 'n skip. Ja. Hy bepaal die rigting waarna jy gaan. Ja. So jy moet ook verklaar die goeie goed oor jou lewe. Amen. Verklaar, sê Ja. I will live and not die. Ja. Jesus died and now I am Ja. free. I am free. En sing daai liedjies, daai worship songs wat Ja. sê you know, I've got joy, it's more than a feeling. Ja. En dit klink so, jy soos Annemieke, jy wil hê ek moet sing I've got joy, maar ek voel dit nie. Mm. Yes. Partykeer Ja. moet mens goed sing Ja. sodat jou vlees kan oplaai Amen. met dit wat regtig in die gees Ja. gebeur. En so dis worship. Ja. Ja, Bill Johnson het gesê nou is die enigste tyd as mens op die aarde Mm. wat dit 'n sacrifice gaan wees vir jou om te worship. Sure. In die hemel as jy daar is saam met die Here, dit gebeur net. Ja. Maar hierso het jy 'n keuse en daai keuse om te worship, al gaan dinge nie goed nie, is powerful. Sure. Dit breek net dit alleen Ja. kan dinge in jou lewe breek So. wat die vyand probeer op jou sit het. Wow. Ja. It's amazing. Ek sê ek loer so met die een oog jou losie. Die tweede Tyd gaan te vinnig. die radiotyd is vinnig. Maar die tweede ding wat ek net wil hê ons moet net so klein bietjie oor gesels is verslawing. Spesiaal heroïne, want ek bedoel ek weet nou van my dwelm geskiedenis dat heroïne is een van die gevreesde dwelms in terme van om los te kom. Ja. Die presentasies fluktueer, maar dis baie klein presentasie. Ek onthou Ja. toe ek in die rehab was in die Kaap, het hulle gesê vir ons dat as jy op heroïne was, dink ek het jy 'n 10% kans of iets is dit om vry te kom. 90% van ouens bly vir life op dit. So vertel vir ons 'n bietjie van verslawing. Sure. Richard, ek was nou gelukkig nou nie so lank verslaaf aan heroïne Ja. nie, maar dit was genoeg geweest om my vas te trek. Ja. Dit is ek dink dit is so 'n moeilike plek want jy verloor jouself en alwaarna jy kan dink is om net, dis amper as jy dit nie het nie, dan gaan jy voel letterlik asof jy gaan doodgaan. Dis hoe erg die onttrekkings is. Sure. Wat my heeltemal geswaai en uit daai plek uitgekry het, is my jonger sussie. En dis nou waar hierdie tough love van familie rarig amazing is. Sy het gekom. Sy was 7 maande swanger en sy het my so by die skouers gegryp. En sy het gesê wat doen jy? En sy het my so op die grond gegooi. Sy's baie modern, maar sy was so sterk daai dag. Dis wat ek nodig gehad het om net te wees soos, ja, wat doen ek? Is daai tough love van iemand wat sê, hey, asseblief, moenie hierdie pad gaan jou doodmaak. Iemand wat genoeg omgee om soos strydvoort en reg te wees met jou. So dis waar ek besef het dit en ook my lewer het begin ingee. Sure. Ek het begin baie siek word. En daai tyd het ek vir Sasol gewerk. En nou is ek 'n safety officer by Sasol wat op drugs is. Dis nou als hektiek. So ek moes eintlik my werk verloor het, maar die Here was so genadig in dit ook. Ek het net gegaan en gesê na die HR toe en net gesê luister, hier is 'n situasie en ek het hulp nodig. En ek is daar na Elim Kliniek toe in Kempton Park. En ek dink ja, dit was moeilik die eerste paar weke. Maar na daai weke in daai tyd, was 'n pastorale beraader en ek was daar in haar kamer en sy het niks gesê nie. Ek het net opgekyk na haar toe en haar oë was vol trane en al wat ek daar gesien het was Jesus se liefde vir my. Sure. Dit het my laat besluit nee. Ek moet daai liefde dat hy so lief is vir my. Ek kan nie hierdie doen nie. Jy weet, daai liefde verander jou. dit slat jou so in baie diep. En ek het my ouma het kom kuier die laaste week wat ek in die rehab is en ons mag nie geld daar gehad het nie, fisiese geld nie. Sy het vir my R100 gegee. Oef. En jy weet mos as jy nou verslaaf was, jou gedagte is soos Wat kan ek koop? Ja. Ek kan nie wag om jy te kom dat ek kan koop. En ons het 'n chapel gehad en dis die Sondag gewees en ons is in die kerk in die chapel waar ons nou diens gehou het.
En die kollekte, hulle neem kollekte op haar aan. Nou is hier R100 in my sak, want ek het tyd gehad om dit te gaan wegsteek of bære nie. Dis dit in my sak. En hier kom die kollekte bakkie verby. En dis asof daai ding daar vries vir 'n hele 5 minute. Dit het soos dit gevoel, maar dit was seker maar net 5 sekondes. Hierdie R100 brand in my sak en daar het ek 'n keuse gehad en daar het ek toe ek daai R100 vat en ek gooi dit in daai bakkie. Ek dink daar het ek gesê dis verby. Sure. Want nou almal sien jy het geld by jou en hulle weet jy mag nie geld hê. En ek sê wat gaan die mense dink? Nee, daai was nodig. Daai aksie was nodig vir 'n besluit vir my om te sê, okay, ek is klaar. Ek gaan nie hierdie meer verder doen nie. Wow. Ja, en om te breek met dit. Hulle het baie vir ons in die aftercare ook gesê jy moet jou foonnommer verander, jou community, jou vriende verander. Vriendekring, ja. En daai was moeilik, maar die liefde wat ek in daai pastorale beraader se oë gesien het. Sure. Het by my gebly. En dis Praise wat Here. ek kan sê wat my want dit is so. Heroin het nie 'n baie goeie sukses syfer as ons na die statistieke kyk nie, ongelukkig, dan mense val terug. Maar ek dink daai liefde wat ek gesien het, het my heeltyd daar gehou. Want nou moet jy terug aan huis toe en daar's klomp goed wat jy moet skoonmaak. Nou kry jy nog van hierdie goed in jou kamer en jy moet sterk wees. Jy moet besluit. Sure. Jy weet, so met verslawing, een ding wat ek geleer het, is dat dis regtig 'n plek waar 'n gaatjie vir God se liefde. Dis wat dit is. Daar's 'n rede hoekom daar's 'n rede hoekom jy daai goed begin gebruik het. Ja. As jy mooi dink aan wat dit vir jou gedoen het, wat se doel gewees daarvan? Vir my heroin het al my emosies doodgemaak en dit was vir my dis wat ek nodig gehad het. Ek wou nie meer hierdie Jy vat 'n vakansie van jouself amper. Ja. En maar toe daai vervang word, daai gaatjie gevul word met liefde, toe verdwyn die verslawing. Dis nie sommer net so quick fix nie. Dit klink nou soos ek praat asof dit, maar dit is regtig ook 'n journey wat jy moet deurstap. Dis amper holisties want ek is nou besig om 'n kursus oor verslawing te skryf en ek dink van Hizard se kant af en van Heartbeat FM is om die bewusmaking te kry van die progressie van verslawing, tolerance. Jy weet hoe jou brein tolerance opbou, hoe jy moet meer gebruik, sterker dwelms gebruik en hoe jou algemene blydskap vlak verlaag en wanneer jy daai downers het, is dit so erg dat jy jouself om die lewe wil bring. En net dis amper soos 'n wasmasjien, jy weet, jy klim op daai trein en jy kom nie weer af nie. En my vriende vandag, baie van hulle is dood. My maat nou die dag vir my gesê, al hierdie ouens is dood. Toe sê ek, ja, dis deur God se genade wat ek leef, want om af te kom is baie moeilik. So my idee met die kursus of die bewusmaking is, vir ons idee is eintlik dat mense glad nie met opgaan in die eerste plek nie, dat hulle, soos jy sê, en dis so sleutel daai liefde waarvan jy praat, want die heeltyd in ons gesprek vandag kom die liefde uit, en dis net asof die Heilige Gees dit highlight, jy weet, daai liefde, en dan is, as jy die liefde ontdek, wat God vir jou het, dan ewe skielik aktiveer dit die liefde wat jy vir hom het. En wanneer jy hom lief het, sê hy, sal jy my gehoorsaam. Dis nie meer ek moet dit doen nie, dis ek wil dit doen. Ja, in terme van mense wat nou sukkel met verslawing en ons wat nou in die posisie is wat daar deur is, Heidi Baker sê love looks like something, né? En so ons kan die liefde wat ons vir almal voel van die Here af, kan ons prakties maak. So hoe lyk dit? Hulle biologies sukkel hulle liggame is afhanklik van 'n chemikalie. Hoe help ons? Nou ja, ons het 'n paar minute oor. Ek wil met jou 'n bietjie praat oor musiek. Ek wil met jou praat oor lofprysing. Ek het 'n lied hier wat ons gaan speel. So kom ons gee 'n bietjie tyd vir dit ook. Ja, asseblief. Asseblief. Ja, so vertel ons bietjie van musiek. Wat se rol speel dit in jou lewe? Waar het begin? Ja, weer eens, dit klink my ma is baie instrumenteel in my lewe, soos julle kan hoor. Ma is belangrik. Sy het gesing en sy het my eintlik die eerste 3 akkoorde geleer op gitaar. En
ek het die gitaar opgetel toe ek jonk was. Ek was 7, 8 jaar oud en dis kry my vingers seer, toe sit ek hom eers weer neer. En hierso in hoërskool toe tel ek weer die gitaar op, toe begin ek net, toe vat hy, toe gaan ek met Sure. dit. En ek het, my ma was 'n voorsanger soos hulle gesê het in die AGS kerk en sy was my rolmodel van, ek het net so lief gewees vir musiek van kleins af. So sy sing, ek het haar vir ure dopgehou. En ek dink is ietsie wat 'n ingebore passie van die Here af. Ek dink ek is gebore as 'n worshipper. Sure. En ek het net ek het liedjies geskryf. Ek onthou ek was 13 toe skryf ek my eerste liedjie. Seker maar oor 'n ouetjie. Ja, tuurlik. Emosies. En dit ek begin in die kerk betrokke raak met musiek. Begin daarso op die worship team betrokke te raak en te sing en ek en my ma en my sussies het altyd gesing toe ons klein was. Dan speel sy het ons geleer om harmonies te sing en alles my ma en Sure. ja, so my liefde vir musiek het daar begin in die huis met my ma wat lief is vir musiek en ek het die eerste keer toe ek worship gelei het was ek in die Methodiste kerk in Sasolburg en ek was 17 net voordat ek na die sendingsveld toe gegaan het. Sure. En op die sendingsveld het ek ook maar die gitaar gegryp, maar daarso het jy nie eintlik eers instrumente nodig nie. Ons praat nou die dag daaroor hoe wat worship eintlik is. Jy stap in 'n village in, jy weet waar mense niks het nie en jy sien wat worship is daarso. Sure. Hulle is hulle het nie ligte, smoke machines of enigiets nie. Dis net hierdie rou worship vir die Here en vir wie hy is en dit is amazing. So my liefde vir worship het gegroei in die kerk soos ek in saam met die worshipers betrokke geraak het daar en teruggekom van die sendingsveld af en nog steeds in die AGS kerk gewees en vroue kampe, dit ek nou worship gelei vir vroue kampe en vir in die kerk, die AGS kerk. En ja, toe is ek 2016 is ek oor Bethel toe ek 3 jaar daar by hulle gaan studeer en spesifiek ook in daai been die creative ministries en dit was my lekker daar het die Here my eintlik heeltemal afgehaal van die worship platform af. Sure. Want ek het my identiteit begin vorm in dit. Oh ja. Ek onthou toe ek nie inkom vir die worship team nie want die ding is ek het gou die gedagte van ek gaan reg langs Amanda Cook staan en ek is so, nee, dis wat ek wil doen. Ek wil net worship en ek het glad nie op 'n worship team gewees nie. So hier en daar in small groups en in die healing rooms wat ook al maar die Here, dit was 'n baie belangrike proses. Ja. Want ek onthou ek het so gehuil. Ek het gesê, Here, maar ek is 'n worship leader. Wie is ek dan as ek nie 'n worship leader is nie? Hy sê, dis die regte vraag. Ja. Hy sê want jy is my dogter. Ja, sure. Daai platform wat jy jouself opsit sal jou seermaak en jou crash as jy nie en toe raak worship vir my amper 'n ding wat ek net in my binnekamer wil doen. En dit raak hierdie spesiale ding tussen ek en die Here wat ek amper so jaloers is om te deel met ander. En nou lyk dit anders. Nou lyk dit anders as ek daar worship en dis 'n ander plek, dis 'n intieme plek saam met ek en die Here en jy kan dit nou deel met mense en dis 'n voorreg. So ja, en dit het ek maar my eie liedjies ook geskryf, my eie worship liedjies. En ek geniet dit. Dit is my baie lekker. En my hart nou is om ander worshipers te disciple, om soos hulle te help op die journey, om ook hoe hoor jy die Here se stem in jou proses, En nou op hierdie stadium bedieningsbetrokkenheid? Ek is daar by Shofar Grootbrak. En dit so klein advertensiekie in kry vir Shofar. Yes. Kom kuier vir ons daar in Shofar Grootbrak. Dis awesome nou. Is nooit vir dieselfde wie jy stap. Ja, nee, dis lekker. Wat die Here daar doen is net, dis net so amazing. Die liefde en die mense wat hoe hulle die Here ontmoet. Is net vir my so lekker. So ek doen ek koördineer al die worship daarso by Shofar Grootbrak en ons spannetjie het nou al gegroei. Ons is nou 11
Sure. op die worship team. Amazing. Ons gemeente is 'n lekker, hy groei elke Sondag kom daar nuwe mense. Sure. Dit's 'n lekker, hy's daar in die bioskoop daar langs Skakkel en Kraai. So Okay. kom hierdie Sondag julle. Ja, nee, ons wil ook deurkom. Ons Ja. word nou 'n klein bietjie vasgehou deur Jan. Hierso want Brigitte gaan op maternity Ja. leave, so ons bietjie, maar ons wil definitief. Ja, kom Ek het 'n kuier. begeerte om Grootbrak toe te kom al vir 'n paar maande Ja, vandat ek by asseblief, Shofar man. gekom het, jy weet. Ja. Net om te kom en te Ja. kom ervaar wat daar aangaan, so Ja, verseker, want daar's sure. definitief iets aan die broei in Grootbrak. Definitief hoor. Ek kom al by Hier is- eetplek en sien ek al die kerkmense kom hier aan en wat gaan aan hier? So dit lyk nou soos 'n kerkdorp. Ja. Die kerke vat nou oor hierso. Ja, maar die Here doen spesiale goeders. Ja, in Grootbrak. so. En dan jou boek, is hy al uit? Ek het die voorwoord geskryf. Kom ons nou so. Ja, nee. so ek Ek dink ek voel regtig 'n jy weet 'n progressiewe boek wat jy mooi deurdink en die storie vertel. Ja, sal amazing wees. Ek bedoel hierdie radioprogram is so kort en ja. jy weet om die detail te deel, want daar's soveel aspekte van jou storie wat soveel kan beteken vir soveel mense. Ja. En so wil ek ook vir jou dankie sê dat jy gekom het en dat jy die vrymoedigheid het Ja. om dit te deel en jy moet weer kom. Julle. Ek dink ons sal dit deel 2 moet maak want Ja, ons het verseker uit absoluut. tyd uit gehardloop en ons moes nou maar so vat en los Ja. aan sekere goed Ja. en ek sal daarvan hou om jy weet om deeglik te gesels oor baie van die aspekte en Okay. ek voel jou getuienis is 'n Ja. kragtige ene en kan regtig vir baie mense bemoedig en vir baie mense baie beteken. Ja, ek is bly. Jy weet om ook te weet, ja, die Here is die aannemer van persoon hier, soos hy het vir haar gedoen en dan kan hy dit vir my ook doen. Ja. Nou ja, ons sluit af, vertel vir ons van die liedjie wat ons gaan luister. Jo, die liedjie se naam is Waar ek wil bly. Hoe ek hom geskryf het, is ek was eintlik in 'n baie slegte plek waar ek net gelament het soos Dawid. Sure. En soos net soos Here, ek sukkel, hier is 'n moeilike seisoen en ek wil net eintlik gemoun en gegrein het. Wat ek gevind het in my hart en dis wat ek vroeër gesê het van om vanuit jou gees uit te sê, okay, ek is in hierdie situasie, maar nou kom ek dink aan wie die Here is en dit is wat gebeur het. Ek wou iets anders geskryf het. Ek wou net geskryf het oor my probleme. Ek wou 'n liedjie geskryf het oor my probleme. En toe kom toe ek diep in my hart krap en ek connect met die Here in daai plek, toe kom hierdie liedjie van wie hy is en wie ek is in hom. So ek wil hom deel met almal om te herinner aan wie jy is in die Here Sure. en wie hy vir jou is. Ja, en So ek ons hoop wil ook sê vir die luisteraars en die kykers, soos jy luister. Ek weet nie of jy ons gestraik gaan word op jy het hom geregistreer. So Ja. ons gaan seker gestraik word as ons hom op Facebook en YouTube sit. So julle moet maar die Hizard audio groep join waar ons die ding kan deel met jou, maar want Ja. gewoonlik word ons maar gestraik online, maar die radio ten minste kan ons hom speel so vir ons radio luisteraars. Maar soos jy hom luister, wil ek net hê dat dit wat ons gesê het, die woord is gesaai vir môre en laat dit in jou hart voortbring. As daar 'n besluit is wat jy moet neem, as daar iets is wat jy moet doen, 'n aksie is wat jy moet vat, doen dit. As jy mense ken wat wat geesvervuld is en wat lief is vir die Here en gaan na hulle toe, gaan na die gemeente toe die naweek. Gaan werp jouself voor die altaar neer. Ja. As iemand vir my vra wat sou ek verander as ek kon teruggaan in my lewe, die een ding wat ek sou verander is ek sou dit vroeër doen. Ek wil meer tyd hê, ek's nou al 50 en nou voel ek jaag om te doen wat ek voel die Here wil hê ek moet doen. Die Here het 'n doel vir jou lewe, Ja. die Here het 'n plan vir jou lewe. Jy is nie jou mediese diagnose nie. Jy is nie wat die sielkundige sê, wat die psigiater sê, wat die pastorale beraader baie keer sê of wat die dokter sê. Jy is nie dit nie. Jy is 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God met 'n roeping en as iets wat jy in jou generasie moet deponeer. Ja. Die duiwel het gekom om te steel, te moord en te verwoes vandat jy klein is. Ja. En nou is die tyd en nou is die plek om oor te gee. En ek dink dis wat jy so pragtig gesê het. Jy het gesê surrender. En ek dink dis wat ons luisteraars vandag moet doen, dis wat ek in my gees voel. Ja, en ek wil die persoon wat voel hulle kan nie meer nie, hou vas, skree uit na die Here toe en kom. Kom omring jou met mense. Moenie alleen deur dit gaan nie. Amen. Ek gaan laat jy die liedjie voorstel. Alright, so hier is Waar ek wil bly. Deur
Annemieke de Tooy. U laat my snak na asem. As ek dink aan wie U is, U soen my hart met vergifnis en aanvaar my nes ek is. U laat my snak na asem. As ek dink aan wie U is, U soen my hart met vergifnis en aanvaar my nes ek is. 'n kind in die huis, veilig tuis. U laat my dans en spring, met net een kyk in U oë. U vou U arms om my, en liefde sluit my oop. 'n kind in die huis. En niks kan ons skei, en ek sal U loof. Ek sal U prys, vir ewig in U huis. Is waar ek wil bly. Ek sal U loof. Ek sal U prys, vir ewig in U huis. Is waar ek wil bly. Waar ek wil bly.